vir altyd, God van die eeue, God voor die tyd. Ons is 'n asem, U is vir ewig, U wat ons liefhet, altyd getrou. Heilig, heilig, Heer God almagtig, waardig is die Lam wat regeer, al die lof, aanbidding en ere, kom U toe, o Heer, kom U toe, o Heer. Ons is gebroken, U die geneeser, Jesus verlosser, redder en vriend. Ons vra die vrae, U is die antwoord. Ons die verdwaaldes, U is die weg. Heilig, heilig, Heer God almagtig, waardig is die Lam wat regeer, al die lof, aanbidding en ere, kom U toe, o Heer, kom U toe, o Heer. Heilig, heilig, Heer God almagtig, waardig is die Lam wat regeer, al die lof, aanbidding en ere, kom U toe, o Heer, kom U toe, o Heer. Goeiemôre broers en susters. Baie welkom vanmôre. Is lekker om almal te sien. Dit voel of ons so in die begin van winter begin ingaan. Dis 'n lekker tyd in Bethlehem en dis 'n mooi tyd. En ons sê dankie dat ons vanmôre so as gelowiges bymekaar kan wees op hierdie pragtige mooi môre. Broers en susters, kom ons sit so, dan raak ons vir 'n oomblik stil voor die Here. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Amen. Broers en susters, die Here groet u vanmôre en hy sê vir u, genade en vrede vir julle van God ons Vader, deur die liefde van ons Here Jesus Christus en deur die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Broers en susters, die Here het ons gegroet vanmôre. Die Here het vir ons gesê, welkom, ek is hier saam met julle. Kom ons antwoord vanmôre met 'n loflied, lied 414, vers 1 en vers 2. Kom ons staan, lied 414, vers 1 en vers 2.
Broers en susters, ek wil graag die wet van die Here vanmôre vir ons lees uit Matteus 22 uit. Nou, u moet asseblief, en u moet so nota maak in die gedagtes vandag, dat ons die wet uit die boek Matteus uitlees. Dit kom later ter sprake en jy sal later verstaan in die preek, waarom dit belangrik is, dat ek melding maak, dat ons die wet lees vanoggend uit die boek Matteus uit. En ek wil graag lees uit Matteus, hoofstuk 22, vers 34. Matteus skryf die volgende en hy sê, toe die Fariseërs hoor, dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het, het hulle bymekaar gekom. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, is jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Hierdie woorde van Jesus het op Matteus 'n geweldige invloed gehad. Hierdie woorde van Jesus het 'n dramatiese verandering in Matteus se lewe gebring. En ek wil hê u moet vanmôre vir 'n oomblik stil word, en ons gaan later in die preek terugkom na hierdie gedeelte in Matteus toe. Ek wil hê u moet vanmôre vir 'n oomblik sit en vra, watter impak het hierdie woorde al op jou lewe gehad? Hoe sterk en hoe diep leef hierdie wet van Jesus Christus in jou hart? Jakobus sê, 'n boom word aan sy vrugte geken. En hier is die vrugte waarin ons gemeet word. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, siel, krag en verstand, en jou naaste soos jouself. Hoe groot impak en hoe diep is hierdie woorde in jou lewe? Gee nou 'n paar oomblikke van stil oordeenking. Wat is die grootste gebod in die wet? Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Ons Here God, as ons hierdie woorde hoor vanmôre, dan besef ons hoe skuldig ons voor U staan. Here, ons het soveel dinge lief in ons lewe. Soveel dinge wat ons as prioriteite bo U stel. Here, ons sê baie maklik vir onsself en vir die wêreld dat ons U liefhet bo alles. Dat ons U sal volg bo elke ding en teen elke prys. Maar Here, as ons eerlik is, wonder ek hoe waar hierdie woorde is. Want Here, 'n groot toets daarvan is ook hoe lief ons ons naaste het. Hoe ons optree teenoor die, ja Here, wat dalk teen ons oortree. Hoe lief ons ons naaste het wanneer daar behoefte is, Here. Hoe lief ons ons naaste het wanneer daar nood is. En daarom is ons vanmôre voor U. Here, ons is vanmôre voor U om ons sonde te bely, om ons gebrek aan gehoorsaamheid te bely. Maar Here, ons is hier om op ons knieë te staan en te vra, wees ons genadig. Want U het die wêreld so lief gehad, dat U U seun gegee het. Here, help ons dat ons hierdie genade nie met ons lewens goedkoop sal maak nie. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Broers en susters, kom ons sit net so, dan sing ons lied 514, ons sing daarvan die eerste vers. Ek weet verseker, Jesus is Heer. Lied 514, vers 1.
Broers en susters, jy kan die Bybels oopmaak. Ons skriflesing vanmôre kom uit Lukas hoofstuk 5 uit. En ons gaan saam lees vanaf vers 27. Dis op bladsy 85 in my Bybel, Lukas hoofstuk 5 vanaf vers 27. Ons driemaal heilige God en Hemelvader, breek U woord vir ons asseblief vanmôre oop. Here, as ons vanmôre na hierdie gedeelte kyk in die evangelie van Lukas, en ons lees die verhaal van Levi die tollenaar, wat 'n volgeling van U word, met 2 woorde, Here, dan raak ons opgewonde. Here, as U 'n tollenaar se lewe kan omdraai, as U 'n tollenaar kan vat, Here, en sy lewe radikaal kan verander, doen dit ook met ons. Here, verander ook ons lewens. Ons wil dit vandag bid in Jesus se naam. Amen. Lukas hoofstuk 5 vanaf vers 27. Die roeping van Levi. Daarna het Jesus uitgegaan en 'n tollenaar met die naam Levi by sy tolhuis sien sit. En hy sê vir hom: "Volg my." Hy het alles net so laat lê en opgestaan en Jesus gevolg. Levi het 'n groot feesmaal in sy huis gehou ter ere van Jesus, en 'n groot aantal tollenaars en ander mense het saam met hulle aangesit. Die Fariseërs en veral die skrifgeleerdes onder hulle het by sy disippels gekla en gesê: "Waarom eet en drink julle saam met tollenaars en sondaars?" Toe antwoord Jesus hulle: "Die wat gesond is, het nie 'n dokter nodig nie, maar die wat siek is. Ek het nie gekom om mense wat op die regte pad is tot bekering te roep nie, maar sondaars." Ons skriflesing vanmôre sover. Broers en susters, ek wil hê daar waar jy sit vanmôre en ek het dit lanklaas gedoen, maar ek wil hê daar waar jy sit vanoggend, moet jy vir my een keer lekker diep asemhaal. En as jy asemhaal, wil ek amper sê, word bewus van die suurstof wat jy inasem. Jy kan dit nie proe nie, jy kan dit nie sien nie, jy kan dit nie voel nie, jy kan dit nie hoor nie, maar ek wil hê jy moet een keer bewus word van die asemhaling, terwyl jy rustig asemhaal. Terwyl jy O2 inasem, wil ek hê moet jy vir 'n oomblik dink aan suurstof. Hoe belangrik suurstof is. Hoe belangrik suurstof is vir jou en vir my lewe. Jy kan so 'n paar keer diep asemhaal om te ontspan. Jy kan so 'n paar keer diep asemhaal om bewus te word van hoe belangrik suurstof vir ons is. Nou, u weet dit baie goed. As ek my hand voor my mond en my neus sit, gaan dit 'n hele paar minute vat vir my voordat 2 belangrike funksies in my liggaam ophou werk, en dit is my breinfunksie en my hartfunksie. Ek kan 'n hele lang ruk van suurstof afgesny wees vir 'n hele paar minute voordat my brein heeltemal ophou werk en my hart heeltemal ophou werk. Na 'n paar minute begin jy breinskade kry as jy suurstof afgesny is, en later begin jou hart moeilikheid gee totdat dit ophou werk. Maar wat interessant is, dis nie die eerste funksies wat jy verloor wanneer jy van suurstof afgesny word nie. As jy van suurstof afgesny word, die eerste ding wat jy verloor is jou bewussyn. Nie jou breinfunksie nie en nie jou hartfunksie nie. Die eerste ding wat jy verloor wanneer jy van suurstof afgesny word, is jou bewussyn. Daar's 'n ander manier om daaraan te dink. Haal weer 'n keer diep asem. Om suurstof in te asem, met ander woorde, beteken nie net dat ek suurstof inasem nie. Dit beteken dat ek bewussyn inasem. Want die oomblik as ek van suurstof afgesny word, verloor ek bewussyn. As jy die Bybels oop het, wil ek hê jy moet jy saam met my blaai na Genesis hoofstuk 2 toe, vers 7. Bladsy 13 in my Bybel, Genesis hoofstuk 2 vers 7. Die Here God het toe die mens gevorm uit stof van die aarde en toe lewensasem in sy neus geblaas, sodat die mens 'n lewende wese geword het.
Broers en susters, ek wil net weer hê ons moet dit lees. Die Here God het toe die mens gevorm uit die stof van die aarde en lewensasem, suurstof, in die mens se neus ingeblaas, sodat die mens 'n lewende wese kon word. Dit is wat jy inasem as jy suurstof inasem. Jy asem die liggaam, jy asem die asem van God in. Die suurstof van God is jou koneksie met God. Vir my is dit ongelooflik om te dink. Ons neem suurstof so as vanselfsprekend aan. Ons dink nie 2 keer 'n dag aan hoe ons asemhaal en hoe belangrik suurstof is nie. En tog is suurstof die lewensaar vir my en vir jou. Wanneer ons asem, asem ons 'n stuk van God in. En ek dink dit is wat die Here vanmôre vir ons wil sê deur sy woord. Ek dink die Here wil vanmôre vir ons sê, gelowiges, dit is tyd vir julle om anders asem te haal. Dit is tyd vir julle om die bewussyn van God weer in te asem in julle lewe. Want as ons die verhaal van Levi lees, dan sien ons dat Levi ophou asemhaal het. Levi het afgesny geraak van God se geloofsuurstof in sy lewe. Levi het misgeasem dit wat God vir hom wou gee. En toe Jesus in sy lewe inkom en Jesus sê vir hom, Levi, volg my, is dit amper soos 'n babietjie wat in die wêreld kom en die eerste keer asemhaal, wat sê, nou voel ek God. En ek dink dit is waaroor hierdie gedeelte gaan. Ek dink die Here wil hê ons as gelowiges moet op 'n ander manier begin asemhaal. Moet weer gelowig in ons geloofslewe begin asemhaal. En daarom kyk ons vanmôre na hierdie verhaal van Levi. Nou ek wil vir u vra, wat sal u sê is sonde? Nie die definisie van sonde nie. As ons 'n definisie van sonde gee, dan sê ons sonde is alles wat ek sê, dink of doen wat God bedroef. Maar wat is sonde? Ek het nou die dag hierdie definisie gehoor en ek het gedink dis 'n baie mooi manier om sonde te beskryf. Dit was my 'n mooi manier om Levi se lewe te beskryf. Sonde is 'n poging om gelukkig te wees sonder God. Dink mooi daaraan. Sonde is 'n poging om gelukkig te wees sonder God. En ek het nogal gedink, dis 'n raak beskrywing. Want wanneer jy sonde pleeg, soek jy om gelukkig te wees, maar jy wil God daar uithaal. Nou kom ons kyk na die verhaal van Levi. En ek wil julle 'n paar interessante goed noem van Levi. Nou eerstens, wat beteken die naam Levi? Vir my in die Bybel altyd as jy na name kyk, speel name 'n geweldige rol. En in Levi se lewe is dit vir ons 'n aanduiding van wie Levi was. Nou Levi, vertaal uit die Hebreëus uit, beteken om geheg te wees. Dit beteken om afhanklik te wees. Die Engels sê to be attached. Nou ons leer Levi ken as 'n tollenaar wat by sy tolhek sit. Nou die tollenaars was gehate mense in die Joodse kultuur. Hulle was Jode gewees wat baie simpatiek gesind was teenoor die Romeine. Die Romeine het die Jode onderdruk en het 'n sekere belasting van die Jode geëis. En dan het hulle Joodse tollenaars aangestel om hierdie belastings in te samel. Maar wat die tollenaars dan gedoen het, is hulle het ekstra belastings bygesit waarmee hulle self verryk het. So die Jode kon nie die tollenaars hanteer nie. En die tollenaars was skatryk mense. En hier leer ons Levi ken met die naam afhanklik, om geheg te wees, en ons sien die ironie, Levi wat geheg is aan sy rykdom. Levi wat geheg is, wat vasgeweef is aan sy status en aan wie hy dink hy is met hierdie geld. So onthou dit, onthou die naam Levi beteken om geheg te wees. En dan kom Jesus en hy sê vir Levi, Levi, volg my. Wat beteken dit as ons sê, volg my broers en susters? Ons dink altyd, dit beteken om agter iemand aan te loop. As ek vir u sal sê, volg my, ons gaan gou-gou saal toe, dan beteken dit om agter my aan te loop. Direk vertaal uit die Hebreëus uit beteken dit,
wees op dieselfde manier as ek. Dis wat volg my beteken. Toe Jesus by Levi kom en hy sê vir Levi, Levi volg my, toe sê Jesus vir hom, Levi, wees op dieselfde manier as ek. Haal op dieselfde manier geestelik asem as ek. Vertoon dieselfde goddelike bewussyn as ek. Nie net Levi loop agter my aan nie, hy sê Levi, wees op dieselfde manier as ek. En dan lees ons hierdie wonderlike stukkie. Levi het agter Jesus aangeloop. Levi het alles laat staan en Jesus gevolg. Levi het dieselfde geword as Jesus. Nou broers en susters, iemand onthou, en hier is die paradoks, hier is die ironie van Levi. Aanvanklik kry ons vir Levi wat geheg is aan die aardse. Levi wat geheg is aan sy geld en sy status en sy eer. En ewe skielik volg hy Jesus en hy word geheg aan Jesus. Ewe skielik beweeg Levi weg van die greep van hierdie wêreld na 'n vasgryp van Jesus. Maar dis nie waar die interessantheid van Levi ophou nie. Wie was Levi? Kan u onthou wie is Levi? Want hier lees ons van hierdie tollenaar Levi wat hier sit, maar Levi het 'n tweede naam gehad. 'n Naam nadat hy Jesus begin volg het wat aan hom gegee is. Levi se tweede naam waarop hy algemeen bekend staan in die Bybel is Matteus. Die skrywer van die eerste evangelie in die Nuwe Testament. Die tollenaar wat by die tolhek sit, Levi, begin Jesus volg, hy heg aan Jesus en dan kry hy die nuwe naam Matteus, wat die eerste evangelie in die Nuwe Testament skryf. Maar weet jy wat is nog groter? Wow, is wat Matteus beteken. Matteus beteken geskenk van God. Nou toe ons die wet gelees het, het ek vir julle gesê, u moet onthou dat ons lees dit spesifiek uit die Matteus evangelie uit. Ons leef dit met ander woorde uit Levi, die tollenaar se evangelie uit. Ons lees dit nadat hy tot bekering gekom het. Wat Levi se lewe verander het na Matteus toe. Geheg aan die wêreld na geskenk van God. En dit is waaroor hierdie verhaal gaan. Dit gaan oor die bekering van 'n doodgewone mens. Broers en susters, as ek hierdie verhaal lees, en ek sien hoeveel in hierdie een vers ingepak is van die naam Levi na Matteus toe, dan raak ek opgewonde in my hart. Dan dink ek, hoe is dit moontlik dat die Here 'n tollenaar kan vat en hom 'n evangelieskrywer kan maak? Hoe is dit moontlik dat God iemand kan vat wat geheg is met hulle hele wese aan die wêreld, waarvoor al wat saak maak rykdom en eer en titels is, hoe God so 'n mens kan vat en hom 'n geskenk van die koninkryk kan maak? Dan wonder ek, wat kan hy nie met ons doen nie? Wat kan hy nie met jou doen nie, broers en susters? Wat kan hy nie doen as hy vir jou sê, volg my, as hy vir jou sê, wees op dieselfde manier as ek, waartoe is jy nie alles in staat in die koninkryk van God nie? Dit maak my opgewonde, broers en susters, maar dan begin daar 'n vraag in my gedagtes opkom. En die vraag is, waarom gebeur dit nie? My vraag is, as ons hierdie evangelie lees, en ons lees hierdie wonderlike ommekeer, hierdie lewe op sy kop gedraai van Levi, dan vra ek myself, waarom gebeur dit nie meer in ons lewens nie? Waarom leef ons mediocre, flou, middelmatige Christendom lewens? Waarom, broers en susters, is dit dat ons dit so moeilik vind om ons geloof te laat groei? Waarom is dit dat dit vir ons so moeilik is? Waarom is ons so hardkoppig? Waarom is ons so weerstandig om ons geloofslewe wat ons op 'n Sondag hier beleef, deel te maak van ons dag tot dag bestaan? Ek lees hierdie verhaal van radikale omkeer in Levi se lewe, van die tollenaar na die evangelieskrywer, en ek vra vir myself, waarom sukkel ons so daarmee?
En ek het nie altyd die antwoord nie. Ek kyk na my eie lewe. Baie keer lê ek in die aand in my bed en ek dink by myself, Rian, ek dink daar het 'n groot verandering van leef in Leefie plaasgevind. Want onthou, Jesus sê vir hom, wees op dieselfde manier as ek. Dis wat volg my beteken. En die vraag is dit vir ons 'n saak van erns? As ek sê volg Jesus, gaan dit vir my oor die kennis van die woord? Want ek dink hier sit vanmôre van ons wat baie kennis het van die woord, broers en susters. Gaan dit oor die woord van God te ken, net sodat ek op die beloftes van God kan staan, of wil ek die woord van God ken, sodat ek kan wees soos Jesus was? Want dit is wat volg my beteken. Dit is wat dit beteken as Jesus sê, wees op dieselfde manier as ek. Dit gaan oor 'n nuwe manier van asemhaal, broers en susters. Voel vir my, ons is baie keer besig om die suurstof van die wêreld in te asem, en ek praat figuurlik. Ons asem die strewe na rykdom en geld en roem en eer en aansien en hoogmoed. Dis die goed wat ons nastreef. Dis die suurstof wat ons inasem. Dis die goed wat ons bly maak. En baie keer los van God. Wees op dieselfde manier as ek. Nou, hoe doen Leefie dit? Dit vra 'n leefwyse verandering. Dit vra 'n wysiging in die lewe van Leefie. Dit kom nie net van self nie, broers en susters. Dit vra dat Leefie op 'n sekere manier sekere dinge in sy lewe moet doen. Hy moet wees dieselfde as Christus. Nou, let op wat gebeur. Nou, hoe kry Leefie dit reg? Die eerste ding is, hy maak Jesus die eregas in sy huis. Dis so eenvoudig soos dit. Leefie kom, en hy kom tot bekering, hy begin Jesus volg, en hy maak Jesus die eregas in sy huis. En dit is die vraag wat ek vir jou wil vra. Is Jesus die eregas in jou huis? Baie keer is Jesus die eregas wanneer ons buite is, en ons vertel vir mense buite van Jesus, maar is Jesus die eregas in jou huis, in jou hart, in jou lewe? Let op wat gebeur. Jesus kom in Leefie se huis, en wat gebeur in Leefie se huis? Dit word 'n plek van dankbaarheid. Leefie se lewe verander van Leefie na Matteus, omdat hy 'n lewe van dankbaarheid begin leef. Ons lees dit daar, Leefie het 'n groot feesmaal in die huis gehou ter ere van Jesus. Dis waaroor die feesmaal gegaan het. Leefie was dankbaar vir die verandering wat Jesus in sy lewe gebring het. Nou, ek was so 'n paar weke terug by 'n troue gewees, broers en susters, en baie keer as jy by 'n troue en jy luister na die huildronke wat ingestel word, en jy voel so al vuil daarna. Want daar is altyd hierdie opmerkings, en partykeer is dit hierdie banale grappe van die seremoniemeester, en jy voel partykeer, ek hoop net nie ander mense sien ek was by hierdie troue gewees nie, maar ek was 'n paar weke terug by 'n troue gewees, waar ek met absolute trots kon uitstap. Want van die eerste huildronk op die ouers van die bruid en die ouers van die bruidegom en die bruide, was alles so spot on. Dit was so opbouend geweest, broers en susters, waar daar huildronke en jy die mense geken en geweet dit is waar wat van hulle gesê word, en die dankbaarheid wat daar is, omdat hulle in my lewe was, en ek onthou toe die bruid opstaan, en die huildronk doen op haar ouers, hoe opreg dit was, en al het jy nie haar ouers geken nie, het jou amper tot trane gedryf. En toe die bruidegom sy ouers bedank, dieselfde manier. Nou dink ek by myself, kan nie dink hoe moes die huildronke die toesprake geklink het daardie dag by die feesviering van Leefie. Die dankbaarheid. Is ons etenstafels nog 'n tafel van dankbaarheid vir die Here? Ek weet ons almal begin ons ete met 'n gebed. Ons dank die Here vir die kos, seën hierdie voedsel vir ons liggame. Amen. Maar is jou tafel 'n plek van dankbaarheid vir die Here? Nou, ons kry nie in die Bybel baie pelgrimsliedere. En daar was 'n gebruik onder die pelgrims. Wanneer jy op 'n pelgrimstog gegaan het, een keer die jaar, het jy as 'n Israeliet Jerusalem toe gegaan as 'n pelgrim om daar te gaan offer. Nou daar was 'n gebruik gewees onder baie van hierdie pelgrims, wanneer hulle op hierdie pelgrimstog was, het hulle nou gestop vir etes.
En dan wat hulle sou doen, is hulle sou hierdie hele reisgemeenskap, gewoonlik die hele familie bymekaar kry en hulle plekke dek. En op elkeen se bord sou hulle of 5 koringpitte of 5 mieliepitte neersit. En dan voor jy begin eet, het elkeen 'n geleentheid gehad om 5 dinge te sê waarvoor hulle dankbaar is aan die etenstafel. Het jy dit al ooit gedoen? Ek wil u uitnooi vanmiddag, broers en susters. Sondag in ons kultuur en in ons tradisie is gewoonlik die geleentheid van lekker eet en dit voel vreemd, maar ek nooi jou uit, vat 5 mieliepitte of 5 boontjiepitte, sit dit in elkeen se bord wat om daai tafel sit en sê, noem 5 dinge waarvoor jy vandag dankbaar is. Want dis hoe Jesus die eregas word in jou huis. Dis wat Levi se lewe verander. Hy word dankbaar. Die tweede ding, toe Jesus in Levi se huis inkom, verander dit in 'n huis van liefde, 'n huis waar jy Jesus kan ontmoet. Nou dis wonderlik. En nou in hierdie gedeelte is daar 'n groot kontras tussen Levi en die Fariseërs en die skrifgeleerdes. Levi is aan die een kant en die Fariseërs en die skrifgeleerdes is aan die ander kant. En lees bietjie wie sit almal by Levi se tafel. Hy sê hy het 'n groot feesmaal gevier en 'n groot aantal tollenaars en ander mense het saam met hulle aangesit. Onthou, tollenaars was die uitgeworpenes van die wêreld. Levi se tafel word 'n tafel van liefde. 'n Tafel van omgee, selfs vir die uitgeworpenes van die samelewing. Is jou huis 'n plek waar mense Jesus kan ontmoet? Maar nou moet ek 'n belangrike opmerking hier maak. Onthou, Levi as tollenaar het groot partytjies gehou, broers en susters. Gewoonlik was hierdie partytjies rof. Ons dink baie keer braaie is rof, maar hierdie partytjies wat Levi hulle gewoonlik gehou het, was wille partytjies gewees. Ewe skielik begin Levi se partytjies 'n plek word om Jesus te ontmoet. Vra volgende keer as jy vriende oornooi vir 'n braai. As jy hulle voorberei vir die bokke se game. Wanneer 'n ou lekker gekuier het, is dit 'n plek waar jy jou vriende kan nooi, waar hulle Jesus kan ontmoet. Want dit is wat Levi se lewe omdraai. Ek sal nooit vergeet nie. Ek dink aan my hele lewe was ek een keer by 'n bachelor's party. Nou, ek dink dis dalk my persoonlikheid laat mense my nie nooi na bachelor's parties toe nie, of dalk as gevolg van my titel, my werk as predikant. Ek was een keer by 'n bachelor's partytjie en ek dink regtig dit was die enigste ene in my hele lewe. Ek sal dit nooit vergeet nie. Ek was in my eerste jaar op universiteit, besig met my teologiese studies en ek kom vir die naweek huis toe in Botawil. En my pa nooi my toe saam, as vriende van ons se seun wat trou, en so 2 weke voor sy troue hou hulle toe die Saterdag aand vir hom sy bachelor's party. En ek sal nooit vergeet nie, ons het dit so by 'n saal gehou en die deur het so oopgemaak en ek het so half agter die deur gestaan. En ek kon onthou hoe die ouens begin kuier, die manne. En broers en susters, soos die manne ons begin kuier, het die grappe begin vloei en dit was die een vuil grap op die ander. En terwyl die vuil grappe so kom, het ek net al hoe meer onrustig begin voel en ongemaklik begin voel in my binneste. Ek het net gevoel, dis nie 'n plek waar 'n Christen hoort nie. In die volgende oomblik kom 'n oom ingestap en onmiddellik herken ek die oom as die leier ouderling van die gemeente waar ons is. En soms so met die intrapslag begin die vloekwoorde, begin die vuil grappe, die onder die beld. En toe hy so by sy derde grap kom, draai hy so om en hy sien my agter die deur sit en is huisvriende van ons. En ek sal nooit die uitdrukking op sy gesig vergeet nie. Ek sal nooit die skok op sy gesig vergeet nie en ek kan tot vandag toe nie dink hoekom nie. En sy eerste woorde toe is Rian, ekskuus oor die vuil grappe. En ek sê toe vir hom, oom hoef nie vir my ekskuus te sê nie. Dis nie vir my wat oom geafronteer het nie, dis die Here. En dis dalk hoekom mense my nie nooi nie. Wanneer jy 'n vuil grap vertel, broers en susters, is dit nie net die mense teenwoordig wat jy afronteer nie. Dis die Here. En daarom vra ek vir jou, is die Here die eregas in jou huis? Is jou huis 'n plek waar mense die Here kan ontmoet? Die manier waarop jy partytjie hou,
Die manier waarop jy kuier saam met jou pelle. Die manier waarop jy na bachelors parties toe gaan en na, ek kan nou nie eens onthou wat noem mense die bruidse partytjie nie, 'n hennetee. Is dit waar mense die Here kan ontmoet? Die derde ding. Dit word 'n plek van lofprysing. Dit word 'n plek waar Levi die Here kan prys, sy huis, sy lewe. Levi het 'n groot feesmaal gehou ter ere van Jesus en 'n aantal tollenaars genooi en 'n klomp ander mense. Kan jy dink hoe moes die toesprake geklink het? Kon jy dink hoe dit moes gewees het toe Levi opgestaan het en gesê het, Here, aan U kom toe al die lof en die eer. Die laaste paar dae, ek weet nie wie van julle het gekyk nie, ek het dit nogal baie geniet, was die Wilde Klawer sporttoernooi gewees in Kimberley. Hulle het dit uitgesaai op kanaal 216 en ons het al hierdie rugbywedstryde gekyk en dan elke keer as hierdie skoolseuns klaar rugby gespeel het, dan het hulle nou met die man of the match het hulle 'n onderhoud. En die mooiste oomblik vir my was daar wanneer hierdie seuns kom en jy kan sien hulle is nog nie voorberei vir die media nie en hulle vra, hoe was die game, wil jy iets sê? En die eerste ding wat hulle baie keer sê is, ek wil graag eer bring aan die Here. Dankie vir die Here dat hy my hierdie talent gegee het. Dankie dat die Here vandag met ons was. Daardie lofprysing aan die Here, broers en susters. Hoeveel keer gee jy eer aan die Here? Is jou huis, jou etenstafel 'n plek van lofprysing? En dan laastens, 'n plek van genesing. Jesus het geantwoord en gesê, die wat gesond is, het nie 'n dokter nodig nie, maar die wat siek is. Ek het nie gekom om mense wat op die regte pad is tot bekering te roep nie, maar sondaars. Wie van ons het nie Jesus aan ons etenstafel nodig nie? Wie van ons het nie nodig dat Jesus uitgenooi word na ons tafels toe nie, na ons lewens toe, na ons huise toe nie, broers en susters, nie om ons te paai nie, maar juis om die genesing te bring wat ons nodig het. Om weer ons geloofslonge oop te maak nie. Jesus word genooi na Levi se feesmaal toe as die eregas. Hy gaan nie om Levi te paai en te sê, "Wow, Levi, kyk hoe mooi is jou huis. Jy het jou beste Norretaki stel vir my uitgehaal of jou Royal Albert eetstel nie." Hy gaan na Levi toe om te sê, "Levi, bekeer jou. Volg my. Wees op dieselfde manier as ek." Dis wat gebeur as jy Jesus nooi na jou lewe toe. Dis nie om hom aan die hoof van die tafel te sit sodat almal jou kan bewonder vir die vriend wat jy het nie. As jy Jesus nooi as die eregas in jou lewe en die eregas aan jou tafel, dan nooi jy hom sodat hy die spieël kan wees wat vir jou sê, is jy op dieselfde manier as ek? Is jou huis, jou tafel 'n plek van dankbaarheid? Is jou huis, is jou tafel, is jou partytjie 'n plek waar mense Jesus kan ontmoet? Is jou huis, jou tafel 'n plek van lofprysing? Is jou tafel 'n plek van geloofsgenesing? Ek sluit af vanmôre. Die verhaal van Levi is 'n verhaal van 'n man wat van 'n tollenaar na 'n evangelieskrywer verander. Op grond van 2 woorde: volg my. Wees op dieselfde manier as ek. Die Here kom staan vanmôre voor jou en hy sê vir jou, volg my. Wees op dieselfde manier as ek. Is jy bereid om alles te los, alles op die spel te sit, om Jesus te volg? Amen. Kom ons bid saam. Ons Here God, ons dankie dat U nie doekies omdraai nie. Ons dankie dat U woord reguit sny, diep sny. Jesus, U staan vanmôre voor ons en sê, volg my. Here, ons sit hier vanmôre as U gelowige kinders
wat gesê het ons wil U volg en dit is hoekom ons hier is, sodat ons U woord kan leer. Maar Here, leer ons wat dit beteken om U te volg. Wat dit beteken om te wees op dieselfde manier as U. Help ons dat ons ook soos Levi, wat sy naam beteken geheg en wat geheg was aan die wêreld, dat U ons naam sal verander na Matteus toe, 'n geskenk van God. Help ons dat ons U skepingsdoel vir ons lewe kan verwesenlik. Help ons dat ons kan wees soos U, in Jesus se naam. Amen. Jesus neem die sondaars aan, bring aan almal hierdie tyding, die wat op die dwaalweg gaan van die sonde en verleiding. Diep is hy oor hul begaan. Jesus neem die sondaar aan. Broers en susters, kom ons sluit af vanmôre met lied 493 en ons sing daarvan vers 1 en vers 3. Kom ons staan, lied 493 vers 1 en vers 3. Daarna het Jesus uitgegaan en 'n tollenaar met die naam Levi by sy tolhuis sien sit. En hy sê vir hom, volg my. Hy het alles net so laat lê en opgestaan en Jesus gevolg. Die genade van God ons Vader, die liefde van ons Here Jesus Christus, die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u wees en met u bly. Amen.